uit Openbaring 21. Nou, ons het reeds die eerste gedeelte van die hoofstuk gelees, vers 9 tot 8. Vandag gaan ons verder en lees ons vers 9 tot 27, die opskrif eenvoudig die nuwe Jerusalem. En jy gaan hoor, dit wat in vers 1 tot 8 vir ons gegee is en beskryf is, word nou verklaar in vers 9 tot 27. Hier word van twee goed gepraat. Vers 1 tot 8 word gepraat van 'n menigte, ontelbare menigte. Vers 9 tot 27 van 'n stad, die nuwe Jerusalem. En jy gaan sien dat dit nie verskillende goed is. Dat ook hierdie gedeelte wat ons gelees het met baie beelde, dat ons dit figuurlik verstaan, nie letterlik. Hoekom? Jy gaan hoor, wanneer die Here vir ons probeer verduidelik, dat ons hoenderbreintjies dit kan verstaan, hoe wonderlik die hemel gaan wees, is daar nie genoeg woorde nie. Is daar nie mooi genoeg beskrywings nie. Ons kan net so klein kykie kry agter die gordyn van die wonderlike wat wag. Dis wat hy hier doen. Een vraag wat gevra is op 'n stadium is, hoe bring jy 'n perd by water dat hy kan drink? Want ons het mos altyd gehoor, en die antwoord is, jy gooi sout by sy hawe. Dit maak hom dors, dan wil hy gaan water drink. Wat die Here hier doen is, hy gooi die sout. Hy maak ons lus vir die Here. Vir die wonderlike vooruitsigte vir wat vir ons wag, dat jy dors na die lewende God, want hy sê aan die dorstige, sal ek gee van die lewende water, onbeperk, volmaak. Dit lê vir ons voor. En kom ons luister hoe die Here die sout gooi, vers 9 tot vers 27, Openbaring 21. Daarna gaan ons saam bid en ons harte in gebed verenig. Openbaring 21 vers 9. Die een van die 7 engele, wat die 7 skale gehad het, vol van die 7 laaste plaag, het aan my gekom en met my gespreek en gesê, kom hierheen. Ek sal jou die bruid toon, die vrou van die lam. En hy het my in die gees weggevoer op 'n groot en hoë berg en my die groot stad getoon, die heilige Jerusalem, wat uit die hemel van God neerdaal. En dit het die heerlikheid van God gehad, en sy lig was soos 'n baie kosbare steen, soos kristalhelder jaspissteen. Dit het 'n groot en hoë muur met 12 poorte gehad. En by die poorte 12 engele. En die name daarop geskrywe, naamlik die van die 12 stamme van die kinders van Israel. Aan die ooste kant was daar 3 poorte, aan die noorde kant 3 poorte, aan die suide kant 3 poorte, aan die weste kant 3 poorte. En die muur van die stad het 12 fondamente gehad en daarop was die name van die 12 apostels van die Lam. En hy wat met my gespreek het 'n goue meetroede gehad, om die stad en sy poorte en sy muur te meet. En die stad het vierkante gelê, en sy lengte was net so groot as sy breedte. En hy het die stad met die meetroede gemeet op 1500 myl. Sy lengte en sy breedte en hoogte was gelyk. En hy het sy muur gemeet op 144 el. Volgens 'n mens se maat. Die maat wat die maat van 'n engel is. En die boustof van sy muur was jaspis. En die stad was suiwer goud, soos suiwer glas.
En die fondamente van die muur van die stad was versierd met allerlei edelgesteentes. Die eerste fondament was jaspis, die tweede safier, die derde kalsedoon, die vierde smaragd, die vyfde sardonyx, die sesde sardius, die sewende kristoliet, die agste beryl, die negende topaas, die tiende kristopraas, die 11de jasint, die 12de amatis. En die 12 poorte was 12 parels. Elkeen van die poorte was uit 1 parel. En die straat van die stad was suiwer goud, soos deurskynende glas. En 'n tempel het ek nie daarin gesien nie, want die Here God, die Almagtige, is sy tempel en die lam. En die stad het die son of die maan nie nodig om in hom te skyn nie, want die heerlikheid van God het hom verlig. En die lam is sy lamp. En die nasies van die wat gered word, sal in die lig daarvan wandel. Die konings van die aarde bring hulle heerlikheid en eer daarin. En bedags, want nag sal daar nie meer wees nie, sal sy poorte nooit gesluit word nie. En hulle sal die heerlikheid en die eer van die nasies daarin bring. En daarom sal nie inkom iets wat verontreinig, gruwelikheid en leuns doen nie, maar net die wat geskrywe is in die boek van die lewe van die lam. Net tot sover ons skriflesing, mag die Here verheerlik word deur die verkondiging van sy woord. Kom ons bid saam. O Here van die oes, ons bring vandag lof en eer en dank aan U, dankbaar saam met ons boere, wat terugkyk op 'n seisoen waar U reën geskenk het, en ons juig daaroor. Damme wat leeg is, leeg was, wat oorloop. Here, as ons kyk na die oes wat op die lande staan, dan wil ons met innige dankbaarheid U groot maak. Here Jesus, U het U hart gevul met meelewing wanneer U na die kinders kyk en vir die disippels opgeroep om die God van die oes te bid dat hy arbeiders stuur, want die oes is groot en die arbeiders is min. En daarom is ons gebed, Here, rus ook vandag nie deur die woord en die gees vir ons toe om arbeiders te wees wat betrokke is by die insameling van die oes. Dat mekaar bemoedig en versterk en opdra en dra in hierdie aardse bestaan tot die dag wanneer dit kom. En wanneer ons in hierdie gedeelte in Openbaring kyk na die oes wat U ingesamel het, dan sien ons 'n ontelbare skare. Here, ons wil so graag deel van daardie getal wees. Ons sien kosbaarhede, onbeskryflike mooi, in die kosbaarste edelstene, wat ons net herinner hoe kosbaar is U bruid vir U. Here, ons dink met skaamte daarin, hoe afbreekend ons praat oor U kerk hier op aarde, terwyl dit U bruid is, wat vir U kosbaar is. En ons deel daarvan mag wees, maak ons getrou in ons dienswerk, want ons deel is van U bruid. Here Jesus, ons dink in die besonder aan ons kinders en ons nageslagte, want U weet, Here, ons kan niks saamneem na die hemel. Maar is die gebed van ons hart dat ons kinders saam met ons U sal verheerlik in die hemelse wonder wat wag. Daarom bid ons vir ons kinders en dra ons dit aan U op. En dis ons gebed, Here, gebruik ons om vir ons kinders U heerlikheid te wys. Help ons met selfraak te sien.
trane op, Here, en al hulle dingetjies wat hulle doen by die sportveld, in die klaskamer, op die toetse, dis in hulle maats. Here, seën ons kinders, omhels hulle, seën hulle. Here Jesus, so bid ons ook dat U met ons as verbondsgesinne sal wees, ons dra ons eggenotes aan U op. Here, ons vra dat U ons in liefde saambind, dat ons ook dit vir mekaar maklik sal maak om as kinders van die Here te leef. Mekaar daarin sal bemoedig en versterk. Bid vir ons gesinne, ons verbondsgesinne, Here, omver U oor ons. In 'n tyd waar daar groot uitdagings en geweldige druk op ons gesinne is. Ons bid vir ons jong mense, Here, ons vra dat U met hulle sal wees en hulle seën in daardie pragtige tyd van hulle lewe. Dat U hulle verhoudinge seën, Here, dat U in hulle werk hulle seën, in hulle studies hulle seën, dat U hulle reinig deur die bloed van U seun, sodat hulle rein vir U sal leef, en naby aan U sal leef, en die liefde wat U in hulle hart stort, ook sal uitleef in hierdie wêreld, toegewy aan U. Here, ons bid vir ons senior lidmate. Dankie, Here, vir hulle is so kosbaar. Dankie vir die pad wat U met hulle loop, te midde van vrese en uitdagings. Ons dra hulle op, en ons vra, Here, omver U oor hulle. Dankie, Here, dat hulle ook as lidmate van U kerk 'n begeerte het om naby U te wees, en baie van hulle te begeerte om hier te wees, en hulle kan, Here, want hulle gesondheid laat dit nie toe nie, en ons bid vir hulle. Versterk hulle na die innerlike mens, die krag van die woord en die Heilige Gees. Here, ons bid vandag ook net vir ons land, Suid-Afrika, vir ons boerevolk, en vir alles wat gebeur in die wêreldpolitiek om ons. En ons dra die besonder ook op aan U, ons volksgenote, Here, wat na tuistering deur geweld 'n heenkomer soek in Amerika, en ons bid vir hulle, Here. Kan ons nie indink wat is die vrees en onsekerheid wat in hulle harte leef nie. Die weet ook die leed wat hulle hier beleef het, met die plaasaanvalle en die geweld wat hulle aangedoen is, en ons vra, Here, omver U oor hulle. Stuur U lig en die waarheid om hulle te lei. Wees hulle genadig, Here. En help ons ook om in Suid-Afrika U lig te laat skyn. Help ons om die pad te loop, toegewyd. Help ons om diensbaar te wees in die koninkryk. Help ons om met vertrou op U na die toekoms te kyk. Gee ons vandag net 'n kykie na die heerlikheid wat wag. Ons vra dat in Jesus naam, amen. Openbaring 21 vers 9, kom hierheen, ek sal jou die bruid toon, die vrou van die lam. En hy het my in die gees weggevoer op 'n hoë berg, en my die groot stad getoon, die heilige Jerusalem, wat uit die hemel van God neerdal, en dit het die heerlikheid van God gehad. Hier word gepraat oor die hemel, en dit wat die Here vir hom wys is nie net 'n stad nie, hy noem dit is die bruid van die lam. En wat is die bruid van die lam? Sy kerk, dis ons. So die hemel is nie net 'n plek waar ons gaan bly in God se volmaakte teenwoordigheid. Die nuwe Jerusalem teken ook vir ons 'n prentjie van wie ons is en wat ons sal wees in volmaaktheid by die Here. Dis hoe God se kerk gaan lyk. En iets daarvan nou reeds moet weerkaats en wys in hierdie wêreld. Wat is die hemel? Ek het al baie keer hierdie beeld gebruik, en ek vra vergewe my as ek u verveel met hierdie beeld, maar dit is my aangrypend mooi. Maar hoe meer ek Openbaring lees, hoe meer begin ek besef, hoekom is hierdie 'n onverstaanbare boek vir baie mense. Nie dat
dit gaan nie oor die beelde en die name en die lys van edelgesteentes en die getalle, wat die onverstaanbare is hoe groot en hoe wonderlik ons toekoms is. Ons het nie benul. Die man het dit beskryf. Ek het die storie so uit 2 seuns gehad wat hy in die dood afgestaan het. En hy skryf 'n boek oor die hemel. En hy beskryf dit soos hierdie tweelingkie wat die mamma verwag. Nou is hulle daar in die baarmoeder en hulle praat met mekaar. En hy vertel mekaar van die goedjies wat hulle hoor, want hulle hoor geluidjies van mense wat praat van hulle voete. Sê ja, ek het ook voete. Ek is al klein, maar ek het voete. En sê hulle loop met hulle voete. Hoe belaglik. Wat beteken loop? Hoe wil jy met jou voete loop? Is dit wat vir voete is? En hulle praat van hardloop. Hulle praat van dans. Wat jy op jou voete doen. En hulle gegil en lekker daaroor, want hulle kan nie dink, wat beteken dit om op jou voete te loop nie? Want al wat hulle doen is, hulle kry dan so nou dan 'n skop in, maar dis omtrent dit. Loop met jou voete, vreemde begrip. En hulle hoor van goed waarvan hulle praat soos musiek. En hulle ken musiek, want hulle mamma speel vir hulle so 'n bietjie barokmusiek en dit maak hulle rustig en hulle hoor die mooi klanke. Hulle verstaan nie, waar kom dit vandaan? Hoe word dit gemaak? Dit klink baie mooi en dit doen jou hart goed, maar wat is musiek? Dis mooi klanke, maar waar kom dit vandaan? En dan hoor hulle dit sê, mense sing. Wat op die aarde beteken dit? Om te sing. Om asem by jou mond te laat uitkom en dit maak klanke. Kan jouself nie indink dat jy lug inasem, want ons is hier lekker in die vrugwatertjies, dis lekker warm hier en sing, dis 'n vreemdeling. En dan hoor hulle mense praat oor kos. En hulle sê, jy druk goed in jou mond en jy kou dit en jy sluk dit in. Goed wat jy in jou mond indruk, en jy sluk dit in. Hoe vreemd. Maar die mense sê, so skrikkelik lekker. Hulle geniet dit. Ek kan nie dink dat jy goed in jou mond moet indruk. Ons is nie sulke goed nie, ons is lekker hier in die vrugwatertjies en ons geniet dit maar. Kos in jou mond druk. En is vir jou lekker. Hoe vreemd. En hulle hoor van mamma en pappa wat nou sê, hulle gee swentjies en hulle soen mamma se maagie. Maar wat op die aarde is dit? Wat is 'n soen? En hulle hoor van drukkies. Hoe moet dit wees? En het gewonder oor die goed tot die dag wat hulle gebore is. Wat hulle gesien het hoe mense loop, gesien het hoe mense eet, en die swentjies op hulle gesig gevoel het. Hulle kon hulle self nie indink hoe wonderlik dit moet wees wat mamma my op my koppie soen nie. Nou beleef ek dit. Ek voel dit. Ek ervaar dit. Dit is wonderlik. Ek ervaar die drukkies. Ons probeer soos ongebore babietjies iets verstaan van die hemel. Met ons menslike hoenderbreintjies dink hoe wonderlik dit moet wees, dit wat God vir ons voorberei om by hom te wees in werklikheid en God te ervaar in sy liefde en genade. Ons het nie benul van die wonder wat wag. Maar ons het dit, ons het Openbaring 21. Waar die engel vir Johannes sê, kom ek wys jou. Kom ek wys jou die bruid van God. Die bruid van die lam. En hy wys van die mooiste ding wat jy nog ooit gesien het, van die kosbaarste edelgesteente. En hy sê, kyk hoe mooi en hoe kosbaar is God se bruid vir hom. Nou wat maak ons met die kerk vandag?
is ons nie hyperkrities. Ons raak gou vies en boos. En dan storm ons uit die kerk uit, nee, ek gaan uit die kerk uit en ek vat my bank wat ek geskenk het saam. En ek is nou vies en boos, ek dominee het droog gemaak en ouder het droog gemaak en iemand het my skeef gekyk in die kerk. En ek het nie benul hoe kosbaar God se bruid vir hom is nie. Dis hoekom ons hier is vandag. Dis hoekom ons aanbid. Dis hoekom ons saamkom as gelowiges. Dis hoekom ek nie net oor die radio 'n boodskap hier hoor of na die TV kyk nie. Hier waar ons mekaar drukkies en handdrukkies gee as kinders van God, ons liefde teenoor mekaar uitleef. Want dis vir God kosbaar. Dis sy bruid. En ons mag deel wees daarvan. En nou begin hy dit beskryf. So die tema van ons prediking is dit, die hemel beteken veiligheid, heiligheid en heerlikheid. Nou ons gaan begin by heerlikheid. Die hemel beteken heerlikheid, veiligheid en heiligheid. Maar die eerste ding wat ons raak sien is, dat hy vir ons sê, in die teksvers wat ons gelees het, hy sê, kom kyk na die bruid, en hy wys vir hom die stad, en hy sê, dit, vers 11, en dit het die heerlikheid van God gehad. Die eerste kenmerk van hierdie bruid is die heerlikheid van God. Hier is twee aspekte ter sprake. Die eerste is die Kavod Jahwe van die Ou Testament, wat die heerlikheid van God toon. Nou, ek gaan nou vir die finale jaar interessant, ek kan vra wat is die heerlikheid van God, want hulle het vandag in hulle lesie dit gedoen, maar ek gaan nie, want hulle weet. Die Kavod Jahwe beteken iets wat swaar is, wat gewigtig is, en daarom vir jou belangrik is, vir wie jy eerbied en ontzag het. Hulle die 5de gebod gedoen waar daar staan, jy moet jou ouers kavod, eer jou vader en jou moeder. Hulle moet swaar wees, gewigtig wees, belangrik wees in jou oë. So die heerlikheid van God sê, hy is die belangrikste. Dit het die heerlikheid van God gehad, want hy is die heel belangrikste van die hemel. Die hemel gaan nie oor die goedjies wat ons daar gaan kry en die goedjies wat ons gaan beleef nie. God is die heerlikheid. Ons gaan hom beleef. Dit gaan vir ons genoeg wees dat God daar is en ons is by hom in heerlikheid. Die tweede is die begrip Shekinah, dat God skyn oor sy volk en dat hy hier beskryf. Daar gaan nie 'n son wees nie, gaan nie 'n maan wees nie, want die heerlikheid van God, sy Shekinah gaan skyn oor almal. Dit gaan genoeg wees. En dit daar. 'n plek waar daar nie son is, of eintlik nie son nodig is nie, want son is belangrik. So 'n stadium in Skandinawië gewees, in die winter is dit 19 ure wat dit nag is, net 4 ure bietjie sonskyn, net so op die horison, so 'n flou sonnetjie. Weet jy wat gebeur met die mense in Skandinawië? Hulle kry depressie. Want hulle kry nie son nie. Hulle sê die mense op ligbehandeling. Jy moet elke dag vir so 'n paar uur met jy onder lig te sit en net so 'n bietjie jou gemoed op te tel. Maar dit daar, as daar nie son was nie, was daar nie lewe nie. En nou sê hy, as hy die hemel beskryf, daar is nie meer 'n son. En hy sê, want die son is nie nodig nie. Hoekom? Want die heerlikheid van die Here skyn. Dis genoeg. Dit laat ons nie net lewe nie, dit laat ons onmeetlike vreugde beleef. Want wanneer die Here hier sy bruid beskryf, dan beskryf hy dit is 'n volmaakte teenwoordigheid by God. Nou kyk bietjie mooi na die verse waarop hy sê, hy beskryf die stad, en dit is volmaak wat die afmetings betref. Dis so lank as wat dit breed as wat dit hoog is. Nou ons kan moeilik vir onsself indink 'n stad wat 2200 km lank is en breed is en hoog is, want dit gaan in die atmosfeer. Maar waaroor gaan dit? Onthou jy die tempel waar ons gepraat het, in die allerheiligste deel van die tempel, wat 'n kubus is, wat so breed, so lank, so hoog is? Dit was die simbool op aarde van die volmaakte teenwoordigheid van God by mense. Dis waar hy die hoëpriester ontmoet het, wanneer hy die offer bring vir die sondes van sy volk. Dis waar God die sonde vergewe het en die verhouding met sy volk herstel het, in die allerheiligste. Die versoendeksel is die troon van God genoem. En nou beskryf hy die hemel, en dit hy sê,
julle gaan in die allerheiligste bly. Julle gaan in volmaaktheid by God wees, waar volmaakte vergifnis van sonde is en 'n volmaakte verhouding met God is. Dis wat jy gaan beleef. Maar onthou wat hy nou sê, hy sê, vers 27, en daarom sal nie kom iets wat verontreinig en gruwelikheid en leuns doen nie, maar nie die wat geskrywe is in die boek van die lewe van die Lam. So wat hy sê, onthou, God is God. Dis nie 'n man. Maar hy is die hemel. En ons het al baie daaroor gepraat, maar wat is die hel? Is die hel die plek waar die duiwel regeer en daar is niemand anders nie? Nee. Die hel is die strafplek van Satan en van alle bose geeste en van alle ongelowiges. En God is daar om te straf. Die Bybel praat van God as 'n verterende vuur. God is heilig. Wat hy sê, dis een van twee plekke. En wat hier op aarde gebeur met jou vandag in jou lewenstyd bepaal waar jy die ewigheid gaan deurbring. Of in heerlikheid by God, of in afgryse en ewige verderf waar God in die hel is om te straf. Die Bybel sê, wie hom wat val in die hande van die lewende God. En dis die voorland, almal wat nie in God se wil leef. Maar die tweede ding wat ons raak sien in hierdie gedeelte is die veiligheid. Kyk hoe beskryf hy dit. Hy sê daar's 12 poorte met die name van die Ou Testamentiese gelowiges en 12 fondamente met die name van die Nuwe Testamentiese gelowiges. En al die kinders van die Here is daar en dit word beskerm deur 12 engele. En elke poort is uit een parel uit. Ons kan onsself nie indink nie, maar wat hy daar sê, dis hoe kosbaar dit vir hom is. En wat hy hier beskryf is, hy sê, as jy dink oor die hemel, dink aan wat is vir die lekkerste ding op aarde. Maal dit net met oneindig en dan jy 'n idee van die hemel gaan wees. Dink aan, wat is vir jou die kosbaarste ding in jou lewe? Maal dit net met oneindig, jy gaan iets verstaan van hoe kosbaar die hemelse volk vir God is. Sy bruid vir hom is, ek en jy vir hom is. Dink net aan die wonderlikste belewenis wat jy nog ooit in jou lewe gehad het. Maal dit net met oneindig. Jy kry 'n idee van die heerlikheid wat wag. Want hy sê, hierdie stad is veilig, dit word bewaak deur 12 engele. Dit word nie gesluit nie. Hy sê, kyk hoe mooi stel hy dit nie. Hy sê, in die dag gaan die poorte van hierdie stad oop wees. En dan sê hy in die volgende woord, maar gaan nie meer nag wees nie. So dit gaan altyd oop staan. Om al die kinders van die Here te verwelkom. Jy is welkom in die ewige blyplek wat God vir jou gereed maak. Maar dan sê hy ook, dis net vir kinders van die Here. Vers 27, niemand wie se naam nie in die boek van die lewe van die Lam is, gaan daarin kom. John Bunyan beskryf in sy boek The Pilgrim's Progress, praat hy oor the celestial city, die hemelstad. En net voor die poort waar jy ingaan, is daar 'n deur. En dis 'n direkte deurgang na die hel. Wat hy daarmee sê, daar's mense wat gaan dink hulle is op pad hemel toe. Hulle is sterk, hulle sien die deur, ons is nou hier. Maar hulle het nie deur die poort van die Here ingekom. Hulle het oor die muur geklim. Met my goeie dade verdien ek my plek in die hemel. Die Here skuld my die hemel, want ek het soveel bydrae gegee vir die kerk en het al hierdie moeite gedoen. Maar dit gaan nie oor genade. Die Here moet my red, mens my herkoms, my bloedlyn, my velkleur of wat ook al. En dan sê hy, ja, as wat oor die muur probeer klim, daar is 'n direkte deur net voor die hemeldeur na die hel toe. En die engel sit hulle daar in die ewige verderf. Vir mense wat dink hulle kan op 'n ander manier as deur genade in die hemel kom. Jy kan nie op 'n ander manier as deur God se genade in die hemel kom.
Net deur sy genade.